Liewe luisteraars, baie welkom by Fontein van Vrede. Dit is Paasnaweek, 'n tyd waar ons stilstaan by die kruis en by die leeggraf. Ek bring vandag vir julle 'n woord met die tema staan vas in vryheid. Die skrifgedeelte wat ek wil aanhaal is Galasiërs 5 vers 1. Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat ons nie weer onder die juk van diensbaarheid bind nie. Wanneer ons hierdie woorde hoor, dan dink ons dikwels aan vryheid as 'n ontsnapping. Wegkom van iets wat ons vasgehou het. Maar die vryheid wat Christus vir ons bring is meer as net 'n ontsnapping. Dit is 'n roeping tot 'n nuwe lewe, 'n lewe wat gewortel is in die opstanding van Jesus Christus. Die kruis het die prys betaal. Die opstanding het daardie oorwinning van die prys wat Christus betaal het, kom bevestig. Sonder die opstanding sou die kruis bloot net 'n tragiese einde gewees het. Maar omdat Christus leef, leef ons ook. En daarom kan Paulus sê, staan vas in vryheid. Ons is vry van die juk van die wet. Romeine 8 vers 1 tot 2 sê, daar is dan geen veroordeling vir die wat in Jesus Christus is nie, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Die wet het 'n baie swaar juk op ons skouers kom rus. Dit het gewys wat verkeerd is, maar dit kon nooit vrymaak nie. Dit het ons skuld blootgelê, maar dit het geen krag gehad om dit te oorwin nie. Maar Christus het gekom. Aan die kruis dra hy daardie volle las vir ons skuld. En toe hy opstaan, bevestig hy dat die skuld betaal is en dat die juk heeltemal gebreek is. Wat beteken dit vir ons? Dit beteken dat ons nie meer hoef rond te loop met skuld en selfveroordeling nie. Wanneer die vyand kom om jou te kom herinner aan jou foute, kan jy antwoord, daar is geen veroordeling nie. En wanneer jy jouself van jou verlede onthou, dan kan jy sê die prys is betaal. Die prys is, die vryheid wat ons dus het, is 'n ligte hart en 'n nuwe identiteit in Christus. Ek dink aan Job en die manier waarop hy daardie veroordelinge oorkom het. Hy was 'n man wat deur sy vyande aangekla is. Hulle het hom verdink van geheime sondes. Hulle het hom raak gesien in sy lyding en daardie lyding gesien as 'n teken dat God hom veroordeel. Hulle woorde het soos 'n juk op sy skouers kom rus. Job het homself verdedig, maar die aanklagte teen hom was net al swaarder en swaarder. En dit is presies wat die wet doen. Dit wys alles wat verkeerd is, dit bring aanklagte, maar dit het geen krag om jou vry te maak nie. Job se vriende het hom veroordeel, maar God het aan die einde van die verhaal self gepraat. Hy het Job regverdig verklaar en daardie aanklagte heeltemal stilgemaak. En so werk dit ook in Christus. Die vyand kom en hy bring daardie aanklagte teen ons. Hy fluister, jy het gefaal. Jy is nie goed genoeg nie en jy verdien straf. Maar Christus staan op en sê daar is geen veroordeling nie. Hy het die skuld gedra en hy het daai juk gebreek. Hy kom en hy maak daai aanklagte heeltemal stil. Ons kan dus leef met 'n ligte hart. Ons kan sê, ek is vrygespreek. Net soos wat Job uiteindelik regverdig verklaar is, so verklaar Christus ons regverdig deur sy kruis en sy opstanding. En dit gee vir ons daardie nuwe identiteit. Nie as beskuldigers nie, maar as kinders van God. Nie mense wat onder veroordeling staan nie, maar as mense wat heeltemal vry is. Ons is vry om oor sonde en oor dood te heers. Romeine 6 vers 4 tot 5 sê, net soos Christus opgewek is uit die dode, so kan ons ook in 'n nuwe lewe wandel. Voor Christus was ons vasgevang. Sonde was soos 'n meester wat oor ons geheers het.
Ons het nie die krag gehad om te kan nee sê nie. Maar toe Christus opstaan, toe Christus hier binne in ons opstaan, het hy daardie mag gebreek. En nou is sonde nie meer ons baas nie. Ons is nie meer slawe van sonde nie. Ons het 'n nuwe Here, Jesus Christus. En dit beteken dat sonde kan jy nog roep, maar dit het nie meer die reg om jou te beheer nie. En hier lê die waarheid van die opstanding. Jy het 'n keuse nou. Voorheen was jy vasgevang en jy kon nie anders nie. Maar nou kan jy kies om die Gees te volg. Jy kan kies om nee te sê vir sonde en ja te sê vir Christus. Ons is nie slagoffers nie. Ons is oorwinnaars. Ons regeer saam met Christus oor sonde en oor dood. Ek wil Josef gebruik as voorbeeld. Josef is deur sy broers verraai. Hy is verkoop as 'n slaaf, vals beskuldig, in die tronk gegooi. En hy kon maklik toegegee het aan bitterheid en wraak. Hy kon gesê het, ek het geen keuse nie, ek is 'n slagoffer van my omstandighede. Maar Josef het gekies om God te vertrou. Hy het gekies om rein te leef, toe Potifar se vrou hom verlei het. Hy het gekies om getrou te bly, selfs toe hy vergete was in die tronk. En eindelik het God hom verhoog tot daardie posisie van gesag in Egipte. Josef het oor sy omstandighede geheers, nie omdat hy self sterk was nie, maar omdat hy gekies het om God te volg. Hy het nie 'n slagoffer gebly nie, hy het 'n oorwinnaar geword. Ons kan ook kyk na Daniël. Daniël was 'n jong man wat in ballingskap was, wat weggevoer was na Babylon toe. Hy het in 'n vreemde land gewoon, onder 'n vreemde koning, omring deur afgoderry. En daar was druk op hom om kompromie te maak. En hy kon gesê het, ek het geen keuse nie, my omstandighede is van so 'n aard, dat ek moet toegee. Maar Daniël het gekies om getrou te bly aan God. Hy het geweier om die kos van die koning te eet wat hom sou verontreinig. Hy het gekies om 3 keer per dag te bid, selfs toe hy geweet het, dat dit sy lewe kon kos. En toe hy in die leeukuil gegooi is, het God hom beskerm. Daniël se lewe wys vir ons dat selfs in moeilike omstandighede, selfs onder druk en gevaar, het hy 'n keuse gehad, hy het gekies om God te volg, en God het hom bewaar. En so leer Josef en Daniël ons dat die opstanding van Christus vir ons 'n keuse gee. Ons is nie vasgevang nie. Ons kan kies om rein te leef, om getrou te wees, om God te vertrou. Sonde en vrees kan ons roep, maar dit het nie die reg om ons te beheer nie. Net soos Josef kan ons sê, wat ander vir kwaad bedoel het, het God ten goeie gebruik. En net soos Daniël kan ons sê, ek sal getrou bly, al kos dit my alles. Ons is nie slagoffers nie, ons is oorwinnaars. Ons regeer saam met Christus oor sonde en oor dood. So ook is ons vry tot 'n lewe van liefde, vrede en hoop. 1 Petrus 1 vers 3 sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons ooreenkomstig sy barmhartigheid wedergebore het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Ons vryheid in Christus is nie 'n ontsnapping van skuld en veroordeling nie. Dit is 'n roeping tot 'n nuwe manier van leef. Die opstanding gee vir ons 'n lewende hoop. Dis nie 'n dooie teorie nie, dis 'n dinamiese werklikheid wat ons daagliks dra. Ons lewe in liefde. Ons is vry om ander te kan dien en te kan bemin sonder vrees of selfsug. Ons is vry om vrede te hê, om innerlike rus te ervaar te midde van die storms. Ons is vry om hoop te hê, om vorentoe te kyk met sekerheid, omdat Christus leef. Ons vryheid is dus 'n roeping
om draers van Christus se lig te wees elke dag. Kom ons kyk na Petrus. Toe Jesus gearresteer is, het Petrus 3 keer ontken dat hy Christus ken. Hy het in vrees en skuld geval en hy kon maklik vasgevang bly in daai selfveroordeling. Maar Jesus het opgestaan en hy het vir Petrus herstel. Hy vra hom 3 keer, het jy my lief, en hy gee vir hom 'n nuwe roeping en sê, laat my skape by. Die opstanding het vir Petrus 'n nuwe lewende hoop gegee. Hy het nie net ontsnap van die skuld nie, hy het 'n nuwe identiteit ontvang. 'n herstelde leier, 'n draer van Christus se lig. Sy lewe na die opstanding was gekenmerk deur liefde vir die gemeente, vrede, selfs ter midde van die vervolging, en 'n hoop wat hom tot sy laaste asem gedra het. Ons kan so ook na Paulus kyk. Hy was 'n vervolger van die kerk, vasgevang in die wet, hy was vol haat, maar toe hy die opgestane Christus ontmoet het op daardie pad na Damaskus, het sy hele lewe verander. Hy het 'n nuwe identiteit ontvang, van vervolger na apostel, van aanklaer na draer van hoop. En Paulus se briewe is vol van lewende hoop. Hy skryf oor liefde wat alles verdra, 'n vrede wat verstand te bowe gaan, en 'n hoop wat nie beskaam nie. Sy vryheid was nie net 'n ontsnapping van sy verlede nie. Dit was ook 'n roeping tot 'n nuwe lewe in Christus. En so leer Petrus en Paulus ons dat die opstanding ons nie net vrymaak van skuld nie, maar ons roep tot 'n nuwe manier van lewe. Ons is vry om lief te hê, vry om vrede te dra en vry om hoop te verkondig. Ons vryheid is nie passief nie, ons vryheid is aktief. Dit is 'n daaglikse keuse om draers van Christus se lig te wees. Net soos Paulus en Petrus kan ons sê, ek het 'n nuwe identiteit en ek leef in daardie nuwe lewende hoop. Volgende wat ek wil oor gesels is, ons is vry om oor vrees te heers. 2 Timoteus 1 vers 7 sê, God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van krag, liefde, selfbeheersing. Vrees is seker een van die sterkste wapens van die vyand. Vrees vir die toekoms, mislukkings, vrees vir die dood. Maar die opstanding van Christus breek daardie vrees. Omdat Christus leef, kan ons die sekerheid hê, kan ons die moed hê. Die leergraf sê vir ons dat selfs die dood het nie die laaste woord nie. En as die dood oorwin is, watter vrees kan ons dan nog vasgryp? Ons vryheid beteken dat ons nie meer hoef te leef onder die greep van vrees nie. Ons kan nou heers oor vrees. En wanneer vrees kom en hier in ons oor kom fluister, jy gaan dit nie maak nie, kan ons antwoord, Christus het oorwin. En ek lewe in Christus se oorwinning. Ons vryheid is dus 'n vryheid om met moed, met sekerheid en geloof te lewe. En nie vasgevang deur vrees nie. Vry om te wandel in die lig van Christus. Toe Dawid nog 'n jong man was, het hy voor Goliat gestaan. Die hele Israeliese leer was verlam deur vrees. Niemand wat daardie reus gaan aanpak nie. Maar Dawid het nie toegelaat dat vrees hom beheer nie. Hy het gesê, jy kom na my toe met swaard en spies, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here van die leerskare. Dawid het geweet dat God is groter as Goliat. Hy het nie sy eie krag vertrou nie, maar in die Here.
en so het hy die reus oorwin. Dawid se verhaal wys vir ons dat vrees ons kan lam maak, maar ons geloof in God gee vir ons daai krag om op te staan en te oorwin. En net soos Dawid kan ons ook sê, ek kom na jou toe in die naam van die Here. En so leer Dawid ons dat die opstanding van Christus die mag van vrees breek. Die dood is oorwin. En daarom het ons die sekerheid om te kan lewe. Ons hoef nie vasgevang te wees nie. Ons kan kies om te glo en om te vertrou en om te wandel in die lig van Christus. Ons vryheid is dus 'n vryheid om oor vrees te heer, om met moed, sekerheid, geloof te leef. Elke dag te sê, Christus het oorwin en ek leef in sy oorwinning. Ons is ook vry om 'n lewe van oorwinning en oorgawe te lewe in die teenwoordigheid van God. Openbaring 12 vers 11 sê, hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. Ons vryheid is nie net 'n geskenk nie, 'n roeping tot oorwinning en tot oorgawe. Ons lewe nie meer onder die mag van sonde, dood of vrees nie. Ons leef as mense wat saam met Christus regeer. Ons oorwinning is nie ons eie krag nie, maar die krag van die opstanding. Ons het ware vryheid wat kom wanneer ons hele lewe aan God gee. Ons wil, ons planne, begeertes in sy teenwoordigheid vind ons die krag om oorwinnaars te wees. Wat beteken dit prakties? Prakties sê dit gee vir ons oorwinning om elke dag te leef met die sekerheid dat Christus reeds die vyand oorwin het. En oorgawe is om hom te vertrou met jou hele hart, jou hele lewe, selfs met daardie dele wat jy nie verstaan nie. Ons vryheid is dus 'n vryheid om in die teenwoordigheid van God te leef, te oorwin, oor te gee en te lewe vol van sy Heilige Gees. Luisteraars, Paasnaweek herinner ons aan al hierdie waarhede. Ons is vry van die juk van die wet. Ons is vry om oor sonde en dood te heers. Ons is vry tot 'n lewe van liefde, vrede, hoop. Ons is vry om oor vrees te heers. Ons is vry om 'n lewe van oorwinning en oorgawe te lewe in die teenwoordigheid van God. Die kruis het die prys betaal. Die opstanding het daardie oorwinning bevestig. Christus lewe. En daarom is ons vry. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons buig vandag in dankbaarheid vir U. Dankie dat U die juk van die wet van ons skouers afgeneem het. Dankie Here dat U ons vrygemaak het van skuld en veroordeling. Dankie dat U die mag van sonde en dood gebreek het en dat ons nou kan leef as oorwinnaars in Christus. Dankie dat U ons roep tot 'n lewe van liefde, vrede en hoop. 'n Lewe wat die lig van die opstanding dra in hierdie donker wêreld. Dankie dat U ons bevry het van vrees en dat ons nou die moed en die sekerheid kan hê om te kan lewe in die wete dat U die dood oorwin het. Dankie Here dat U ons nie net vry maak nie Here, maar dat U ons geroep het tot 'n lewe van oorwinning, 'n lewe van oorgawe in U teenwoordigheid. Help ons om elke dag ons wil, ons planne, ons begeertes aan U oor te gee en om te wandel in die krag van U Gees. Laat ons vas staan in hierdie vryheid, Here. Vry van die juk van sonde, vry van vrees
en vry tot 'n lewe van oorwinning en tot oorgawe. Mag ons lewens 'n getuienis wees van die kruis en van die leë graf. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.